Kom ons bly nou op Psalm 48. Psalm 48, we sing ons daar vers 1 en 4. Psalm 48, vers 1 en 4. Geliefdes, ons is dan nou in die Paase tydperk, nog steeds na die opstanding van ons Here Jesus Christus, en ons gaan dan ook aan met Lukas 24, of met Lukas 24 vanmôre, die tema, die Here maak geslote oë oop. Die betekenis van die opstanding moet ons aandag op vestig. Kom ons maak oop by Psalm 25, dan sluit ons voorsang staande af met vers 1 en vers 7. Psalm 25 vers 1 en vers 7 staande, en dan maak ons ook oop by Psalm 146. Psalm 146, en daar sing ons vers 1, 3 en 6. As lofpsalm, Psalm 146 vers 1, 3 en 6. Oh
voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons maak oop by Eksodus hoofstuk 20. As ons luister na die wet van die Here, dan luister ons nie na die wet van die Here om daarmee te veroordeel nie, ook nie om onsself daardeur te veroordeel nie, maar om gelei te word tot sondebesef. Die wet is vir ons geskryf om vir ons te leer van ons sonde. En dan wanneer ons sonde besef, nie te probeer uit ons eie pogings uit ons regverdigheid te werk nie, maar te vlug na Christus wat ons regverdiging is. En dan wanneer ons vergifnis ook so by hom vind, dan vanuit ons dankbaarheid uit die wet van die Here na te streef. Daarom word die wet ook die reël van dankbaarheid. Kom ons luister dan met hierdie gesindheid na die wet van die Here. Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei in al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag
het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons maak oop by Gesang 79, dan sing ons daar vers 1 en vers 2, Gesang 79 vers 1 en 2 as ons skuldbelydenis voor die Here. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Daarom geliefdes, kom dan ook die genadeverkondiging en die vermaning, dat aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in hierdie sonde van ongeloof bly lewe. Kom ons blaai na Psalm 33, en dan dank ons ook die Here vir hierdie genade van hom, deur saam te sing Psalm 33 vers 11. Psalm 33 vers 11.
Dan doen ons die belydenis van Nisea vanmôre. Nadat die Here dan ook vir ons so begenadigd is op ons sonde skuld, bely ons ook dan saam met die kerk van alle eeue ook ons belydenis. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel, en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, dan as voorbereiding op die woordverkondiging, maak ons oop by Gesang 29. Gesang 29, en ons sing vers 1 en vers 2. Vers 1 en vers 2 van Gesang 29. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop by Lukas 24. Ons lees die gedeelte saam van die Emmausgangers, daarvan in vers 13 af. Lukas 24 van vers 13 tot 35. Terwyl ons met die woord van die Here oopsit, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, so openbaar U Uself aan ons. So leer ken ons U uit U woord uit. En so kom bely ons as gemeente vanmôre ook so verenig, U grootheid, U heiligheid, U soewereine heerskappy oor hierdie aarde, oor elkeen van ons, oor lewe en oor dood.
En wanneer ons ook hier, Here, verenig is in die tyd rondom die Paase, wil ons vir U kom bid en vra, dat U opnuut vir ons ook weer sal herinner in ons harte, hoe U die opgestane Christus is, en wat dit vir ons beteken, en hoe dit vir ons trek, en al meer en meer inlei in die grootheid, U almag, om dit te kan herken en dit te kan sien. Open ook ons oë, open ook ons harte, om hierdie dinge te kan verstaan. Hemelse Vader, dat ons leef in 'n wêreld wat al meer en meer die Seun van God verloon. Al meer en meer, Here, staat maak op eie werke. Al meer en meer, Here, reken veroordeling is die beste lat tot bekering. Hemelse Vader, in hierdie wêreld van liefdeloosheid, laat ons U liefde raak sien vir ons. Laat ons oë gefestig hou op U, die opgestane Christus, wat alles vir ons kom doen het, vir ons kom lei het, sodat ons weer gebore kan word in U, en so opgeneem kan word in die beeld van God, wat ons verloor het, om weer herskep te word, nadat ons gebreek het. U doen alles vir ons. Laat ons verstaan wat dit beteken. Gee vir ons wysheid en insig ook daarin. En wys vir ons, Here, ook hoe om deur U woord daarby uit te kom. Wees vir ons deur die Gees ook die lig in ons harte. Dat ook ons harte, Here, wat braakgrond is, vrugte sal dra vir U. Omdat ons die Here Jesus Christus ken. Omdat U Uself aan ons openbaar. Dankie vir die reën daar buite. Dankie, Hemelse Vader, vir al U seëninge en U genade, vir U versorging, na liggaam en na siel. Dankie, Hemelse Vader, dat U vir ons so bymekaar gemaak het, vanmôre ook soos U wou. Spreek daarom tot ons harte, Here, want U diensknegt en U diensmaagd, die wil luister. Amen. Lukas 24 vanaf vers 13. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle: "Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? Waarom is julle bedroef?" En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom: "Is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie?" En hy sê vir hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Die dinge aangaande Jesus die Nasareëne, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles die 3de dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle: "O onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses
en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan en met hulle bly eet. Om by hulle te eet, te bly, verskoning. Ek lees net weer vers 29. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11, en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan, en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, by die breking van die brood. Geliefdes, daar is 2 teksverse, vers 16 en vers 31. Vers 16, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken. En dan vers 31, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Geliefdes, in die Here Jesus Christus, 2 manne stap en gesels oor al die dinge wat gebeur het die afgelope Paasnaweek. Miskien dat ons by Paasnaweek gegaan, ons praat ook nie eers meer daaroor nie. Maar dit is die werk van die kerk om ook vir ons te herinner aan wat het in Paasnaweek gebeur. En daarom ook die tydperk van Paase tot voor die hemelvaart. Wat beteken die opstanding van die Here Jesus Christus? Die manne is bedroef, sê vers 17, en vers 22 sê, hulle is ontsteld. Bedroef oor die Here Jesus se kruisiging, maar ook ontsteld oor die vrouens wat beweer dat hy opgestaan het. Hulle is goed bewus van wat Paasnaweek gebeur het, maar ons lees, hulle oë bly toe vir dit wat dit vir hulle beteken. Hulle weet nie wat beteken dit vir hulle nie. Hulle is letterlik op pad na Emmaus, maar figuurlik is hulle harte verdwaal. Hulle voete stap, maar hulle harte weet nie waarheen nie. As gevolg van die trauma, die hartseer, die verwarring en die ontsteltenis. Wat beteken Paasnaweek vir ons? Praat ons daaroor na die tyd. Vers 15, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Die Here maak geslote oë oop. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons op wil dui. Die Here maak geslote oë oop. Daarom moet ons dit in 2 dele afbreek. Die Here hou die oë toe en die Here maak die oë oop. In die eerste plek vers 16 sê, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken. Nou geliefdes, die Emmausgangers se verwagting van die koms van die Messias na die aarde was 'n Israeliese verwagting wat meerendeels maar 'n politiese verwagting was. 'n Politiese bevryding wat hulle verwag het as die Messias sou kom. Dan sou hulle staatkundig vry wees van alle oorheersing. En dit is wat hulle ook bedoel by vers 21, die 2 Emmausgangers, as hulle sê, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar blind
vir die ware rede hoekom Christus sou kom. Die Messias het ons sondaar kom verlos. Vry van die sonde skuld voor God, wat 'n baie groter krisis vir elke mens op hierdie aarde is, as die regering oor hom. Christus, die Messias, die lyding na liggaam en siel, op Paasnaweek bewerk vir ons hierdie ware, dieper vryheid, dieper verlossing, dit wat ons so beangs maak voor ons dood. Daarvan is die mens ten diepste bewus, dat hy moet sterf. Vryheid van ons gewetens, voor die verskriklike oordeel van God, wat volg. Hoe sal ons hiervan bevry word? Maar hoekom sien mense dit nie in nie? Miskien is ons te besig met die stryd van die lewe, met die dorings en die dussels, die onkruid, laat miskien die saad verdring word. Miskien val van die saad op die harde pad en die voeltjies pik dit op. Hoekom verstaan baie wat selfs die evangelie hoor, nie wat Christus vir hulle na die liggaam en die siel beteken, as dit kom by die oordeel voor God se troon. Vers 16 sê, hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken. Geslote oë bly altyd in die donkerte rondtas. Dit bly soekende. En daarom die baie praat op pad na Emmaus toe. Wat dink jy wat het gebeur? Nee, wat dink jy wat het gebeur? 'n rondtas, 'n soeke na waarheid. Wat is die beter strategiese plan van nou af? Miskien bietjie meer pragmaties omgaan met ons benadering tot die lewe. Want ons is bietjie teleurgestel. En dit het ons gedink het Christus moes wees. 'n hart op die pad, maar wat nie sy eindbestemming ken. Soekende hart is nie 'n rustige hart nie. Hy bly soekend. Vers 17, en hy, dis Christus, sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? Hoe mooi is dit, as mense mekaar se harte soek, en nie net mekaar se opinies nie. Hoe mooi is dit wanneer ons nie vir mekaar 'n plan probeer uitwerk nie, maar na mekaar se harte toe gaan, en wat is jou hart se diepste behoefte? En dit doen die Here Jesus met hierdie vraag, waarom is julle bedroef? Die Here Jesus gaan reguit na hulle harte se soeke toe. Want in hulle menslike planne sal hulle tog nie by 'n antwoord uitkom. Hoe soek ons so volke nie vandag menslike planne en strategiese uitkomste nie? Maar die hart bly onrustig. Daar is nie rus. Daar's nie 'n sabbatsrus buitekant Christus nie. Hy is die rus vir die hart, die punt, die eindbestemming. Let op die woord weerhou in vers 16. Hulle oë is weerhou. En geliefdes, hierdie woord weerhou is baie goed eintlik in hierdie vertaling, want weerhou bedoel nie God maak jou blind nie. Weerhou beteken net die lig word van jou weghou. Jy's klaar blind. Jy word blind gebore, in sonde ontvang en gebore. God hoef jou nie blind te maak nie. Jy is blind. Al wat hy hoef te doen is om net nie die lig by te voeg nie.
Dis weerhou. Hy hoef hulle net te los in hulle toestand van blindheid. Of hy kan besluit uit sy uitverkiesende genade alleen om die blindheid weg te neem, die lig te laat inskyn, om mense te laat erken wie die lig van die lewe is, wat die lig van die lewe beteken in die evangelie, die goeie boodskap van die Here Jesus Christus, wat hulle kom verlos van die oordeel van God. Ons blindheid om nie die betekenis van Christus vir ons liggame en siele persoonlik te verstaan nie, is nie God se skuld nie. Om dit wel te erken en te verstaan, is ook nie ons goeie werke nie. Dit is sy genade. Hy mag vanweë sy soewereine genade besluit wie hy wil laat sien. En dit staan vir ons alreeds daar in Eksodus 33 vers 19, waar die Here hom aan Moses openbaar. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Hier op die Emmauspad kom die genade vir hierdie twee stappers wat worstel. Aan hulle gaan hy die ware evangelie van vryheid kom openbaar. En hulle gaan 'n eindbestemming hê. Geloof in Christus alleen. In die tweede plek, die Here maak daarom die oë oop. Vers 31, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Geliefdes, nadat die Here in vers 17 vir hulle na die hart vra, waarom is julle bedroef? Dan kom Kleopas en hy gee nie 'n antwoord nie, want 'n hart maak so. 'n Hart wil nie eerlik wees nie. Hy maak so. En dan kom hy met 'n teenvraag. Hy antwoord nie die vraag nie, hy kom met 'n teenvraag. Is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? Hy wil die strategie beplan. Hy wil nie oor sy hart praat nie. Hy wil met 'n nuwe plan kom. Ons volk wil altyd met 'n nuwe plan kom. As hy saam met ons stap, kom deel in ons menslike pogings. Dan antwoord die Here weer met 'n opvolgvraag. Want hoekom moet die Here hom antwoord op hierdie vraag wat hy vra? Dan vra die Here vir hom in vers 19. En hy sê vir hulle, watter dinge? Watter dinge? En nou moet ons verstaan, ons wat vandag kan terugkyk in wat gebeur het in Paasnaweek, besef dit. Die twee manne loop saam met die Seun van God. God in die drie-eenheid stap met hulle op die Emmauspad. Ons kan dit sien. En hierin moet ons oë oop wees. Hulle is nie besig met 'n derde persoon, mens langs hulle meer nie. Hulle is besig met God. Hierdie gesprek met God wil hulle laat dink. Die Here ondervra hulle sonder dat hy vir hulle dadelik die antwoorde gee. Hy is die leermeester van die lewe. Hy mag vir jou vra, want in eksamentyd moet jy kan antwoord. En eksamentyd vir die disippels het aangebreek. Nou moet julle begin verstaan, wat beteken Paasnaweek? Hulle moet dink.
Jy sien geliefdes, dit herinner aan daai gesprek wat God ook met Job gehad het. Job het ook nie verstaan wat gebeur met hom. Hy was ook bedroef in die hart. Die Here het ook vir Job geantwoord met vrae. Want Job moet nou dink. Job 38 vers 1 tot 4. Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gord jou dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my, sê God vir Job. Gee te kenne as jy insig het. Hier is die seun van God. Hy weet al te goed wat het gebeur in Jerusalem. Dit het met hom gebeur. Maar hulle moet dink. Hulle moet begin besef. Onderrig julle my. Vertel julle my wat het gebeur in Jerusalem. Wat verstaan julle? Het dit jou geraak? Geliefdes, kan jy vandag aan die drie-enige God verduidelik wat het gebeur in Jerusalem met Paasnaweek? Wat is die betekenis daarvan vir jou? Het jy die insig? Dit is belangrik om met hierdie vraag gekonfronteer te word. Die opgestaane Christus loop saam met sy uitverkore kinders op die paaie van die lewe. En hy, die groot leermeester, vra vir jou, begin vertel vir my, wat glo jy? Praat met die Here Jesus. Wat beteken die evangelie vir jou? Met al jou kennis, wat jy het oor die Bybel tot vandag toe, die woord van God, ken jy die Here Jesus, of kan jy die Here Jesus antwoord op sy vraag? Is jou gewete, jou wil, jou verstand, vandag baie meer tevrede met Paasnaweek? Is jy op die ruspunt, Jesus Christus, rustig, voor die groote, almagtige God, wat oordeel oor lewende en dood? Is jy vandag in die rus van Christus, oor wat gebeur het in Paasnaweek? Die Here vra vir jou, sê vir my, maak jou lewe vir jou sin. As jy jou lewe meet aan die kruisgebeure van Paasnaweek, of is jy bedroef? Is jy kwaad as iemand vir jou sê Christus het opgestaan? Ontsteld. Geliefdes, ons moet voor die troon van God gaan staan. En as ons nie weet wat die Here Jesus se dood en opstanding beteken nie, dan kom die Here Jesus met genade na ons toe in vers 25, met hierdie droewige hart. En hy kom na ons droewige hart toe en hy kom sê vir ons hierdie woorde wat nie belediging is nie, maar soos 'n leermeester vir sy leerling wil sê, nou moet jy begin verstaan. Vers 25 en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Nie alles wat ek vir julle kom wys het deur wondertekens nie, deur een of ander, miskien as my woord kan gebruik, ekstatiese belewennisse van emosies nie, soos in die charismatiese belewennisse van alles nie. Julle nie gesien wat sê die profete nie? Het julle nog nie die Bybel gelees nie? Maar die Here Jesus gaan hulle oë oopmaak. Hy gaan hulle laat sien. Want net hy doen dit. Nie met 'n buitengewone metode nie. Hy kom met die woord van God. Jy en ek het die woord van God. Klaar.
Ons het die woord van God. Ook die Emmausgangers het die woord van God. Hy gebruik die woord alleen, die skrif alleen. Vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. As u weer hoor, 'n predikant sê vir u dat Jesus Christus is nie in die Ou Testament nie, sê vir hom vers 27. Die Here Jesus Christus is in die hele Bybel. Moenie die nuwe hervorming glo nie. Moenie glo dat ons die Ou Testament moet weggooi nie. Die skrif is geopenbaar, in die vlees verklaar in Jesus Christus. En ons het die skrifte, oor genoeg, dat ons eksamen kan skryf daarop, as dit daarop neerkom. Ons moet die vraag beantwoord. Daarom moet ons die woord van God lees met 'n Christosentriese hart. Christosentries. Dit gaan oor die Messias, vir jou en my. Ons moet insig kry in wat dit beteken. Wat beteken jou saligheid in die Here Jesus Christus? As die Here vra, vertel my wat jy verstaan, dan wil hy jou leer om ander te leer. Jy moet ander onderrig. Jy moet miskien eers jou kind onderrig. Jou vrou, jou man, jou gemeente. Jy moet buitengewone ekstatiese belewennisse tot die oortuiging nie, die woord van God alleen. Hebreërs 5 vers 12 vat dit vir ons so saam. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Maar hy begin met hulle, die geduld van 'n leermeester. Begin met hulle, van Moses af, deur die profete. 'n Mens kan net wonder hoe lank was die gesprek. Maar met die seun van God, waarskynlik nie te lank nie, want hy het vir hulle presies op die merke neergesit, dat hulle die evangelie moet ken. God die Vader rig ons harte ook op sy seun. Dit sê Lukas 9 vers 35, as ons praat van, ons moet die Bybel Christosentries lees, selfs God die Vader rig ons harte na sy seun toe. In Lukas 9 vers 35, en daar kom 'n stem uit die wolk en sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Die eindbestemming van jou hart is die Here Jesus Christus. Dis die enigste weg na die Vader toe. Daarom wys die Vader na hom toe, om die weg te vind na die Vader toe. Ook die Heilige Gees in die drie-eenheid getuig in ons harte van Jesus Christus. Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. So hartseer dat so baie van ons eie volksgenote nie die Here Jesus Christus meer bely nie. Nou, mense praat oor die Heilige Gees of mense praat van die Vader. Maar die Here Jesus Christus is 'n blinde kol. Vertel my wat het op Paasnaweek gebeur, vra die Here Jesus. Kan ons die skrifte vir mekaar so uitlê? Vers 31, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Dis God wat ons oë oopmaak,
deur sy woord en deur sy gees in ons harte. En jy het sy woord. Bid dat sy gees jou sal help verstaan, dat jy kan ken en tot die kennis kan kom en die ruspunt in Jesus Christus vind. Vers 32 en 33, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Wat 'n wonderlike taak, want van hier af moet hulle dit nou gaan doen. En toe doen hulle dit. Hulle gaan getuig. Let op, in hierdie gedeelte eindig met vers 35. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Dit was die opening van die skrifte wat hulle hom laat sien het. Hoe hy aan hulle bekend geword het, bedoel hulle het hom nou vir die eerste keer verstaan. Geliefdes, wat maak ons met Paasnaweek? Ons kan hierdie goed alles saamvat by die mooi woorde van Jesaja 29 vers 18, die woorde. En in die dag sal die dowes skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blindes sien. Jesaja het dit al gesê. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Here, wat 'n heerlike voorreg om u seun Jesus Christus te kan ken. Dis net genade. Terwyl ons rondom ons kyk, Here, en sien dat baie sal nie kan verklaar en verduidelik wat het in Paasnaweek gebeur het. Wil ons vir u dankie sê vir u skrif, vir u woord, vir u gees in ons harte, om vas te hou aan die Here Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dankie dat u vir ons oë hierin ook oopmaak. Dat u vir ons die wysheid en die insig gee om hom te herken. Gee nou vir ons ook die genade, Here, om daarvan te gaan getuig. Nie net met 'n klomp woorde nie, maar met die betekenis van ons lewens. Wanneer ons ook lewe daar buite, wanneer ons werk daar buite, dat ons nie met 'n droefheid sal omgaan nie, maar met 'n blydskap en 'n tevredenheid. Ja, die lewe is hard, maar my hart het 'n ruspunt in Christus Jesus. Ek is rustig in hom, want nou verstaan ek hom, nou sien ek hom. Dankie vir u liefde en troue genade. Dankie Hemelse Vader vir ons as gemeenskap van gelowiges. Dankie Hemelse Vader waar ons ook kan terugkyk in die bazaar van gister. Hoe dat u ook daarin deur u gees ook elkeen van ons se geeste opgewek het om ook daarin positief en opbouend te kon wees. Heerlik saam te kuier in vriendskap, geselligheid, gasvryheid, dankbaarheid. Here, al hierdie eienskappe wat u wil weet en sien in die kinders se harte. Ons sal nie daarby uitkom as ons Jesus Christus nie erken nie. Help ons hierin. Rig u ons, dat ons nie met droefenis rondloop in hierdie lewe nie, maar met 'n hart wat weet, ons het vrede met God die Vader, vir dit wat u vir ons kom doen het deur die Seun van God op Paasnaweek. Ons kan ook opstaan uit ons ellende van sonde dood. Ons kan elke keer opstaan en lewe tot eer van u naam. Net u kan dit vir ons doen. Open so ons oë en ons harte vir u. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met gesang 208.
Psalm 208, ons sing daar vers 1, 3 en 4. Psalm 208, dan heerlik saam as antwoord op die woord van die Here, vers 1, 3 en 4. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.